A few moments for prayer. 'n paar oomblikke vir gebed. Kom ons buig ons hoofde. En terwyl ons ons hoofde gebuig het, wil ek hê elkeen van julle moet spesiaal bid vir 'n suster wat hiernatoe gebring is van die hospitaal af naby die dood. En God vra om genadig te wees op hierdie tyd. Miskien kan ons nou guns vind by hom vir haar. Here, U is God. U was God nog voor daar 'n wêreld was. En wanneer daar geen wêreld meer is nie, sal U steeds God bly. En ons kom na U toe om al ons gebreke en ons sondes en ons foute te bely, deur te vra dat U ons sal vergewe. En om ons hart en verstand te reinig van enige skaduwee van ongeloof. En laat die Gees so naby kom op hierdie tyd, dat U hierdie dierbare siek vrou sal genees. Vir wie ons so opreg bid, net U alleen, Here, kan dit doen. En laat dit so wees, Here. Ons het U lief en ons sê soos die Seun se Vader, help U ons ongeloof, Here. Dat ons versterk kan word in hierdie uur vir hierdie gebed, dat dit na U toe kan gaan, in soverre dat dit die soem van U kleed so aanraak. Mag U deur om te draai, met haar praat en haar laat lewe om die koninkryk van God se ontwil. En ons bid vir ander wat in goddelike teenwoordigheid is en hulle wat in die teenwoordigheid in radioland is. Laat U Gees van genesing op hulle wees. En vergewe ons sondes en al ons oortredinge en gee ons van U woord vanaand, dat ons daarop mag voed. Want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Julle mag maar sit. We are starting in a new week. Here at the Angelus Temple. Ons begin met 'n nuwe week hier by die Angelus Tempel en vertrou dat ons guns het by Almagtige God om voort te gaan. Billy het my vertel dat daar baie mense in die gebou is wat gebedskaartjies het. Ek het hulle waarskynlik 'n paar aande nie opgeneem nie. En daar was verskeie van julle wat gebedskaartjies gehad het en sommige van ander dienste wat nog steeds gebedskaartjies het van vorige dienste af. Ek het gedink môre aand as die Here wil, julle wat weet dat julle gebedskaartjies het, sal ons al die gebedskaartjies môre aand in 'n gebedsry opneem. Môre aand gebedsdiens begin vir die siekes. En ons sal waardeer as julle die mense sal vertel wat nog nie in die gebedsry was nie, en 'n gebedskaartjie het, dat hulle môre aand hier sal wees vir gebedsdiens vir die siekes. Usually I don't run every night in the prayer line because of Gewoonlik hou ek nie elke aand die gebedsry nie, soort van as gevolg van die onderskeiding, dat dit so 'n vermoeiende effek op my. En ek het verskeie dienste, as dit net hierdie een was, sou dit anders wees, maar ek gaan van hierdie een af na ander een toe, na ander toe, en oor see, en toe ek by die huis weg is, dink ek, was daar omtrent 400 groot stede in die Verenigde State wat nou vra vir dienste. Net hier in die Verenigde State, behalwe omtrent elke nasie onder die hemel, Afrika, Indië, Australië, Nieu-Seeland, Siam, die eilande, Europa, Asië, oral, wat net skakel smeek, petisies onderteken en amptenare van die stede wat teken vir dienste. En my grootste bediening is oor see, maar ek wil nie soontoe gaan en die mense vra om my reis te betaal en dinge nie.
Ek gaan hier aan en net soos die mense vir my gee, spaar ek dit soveel as wat ek kan, totdat ek genoeg bymekaar het om oor te gaan, sodat ek my eie reis kan betaal met die Amerikaanse geld, vir daardie arme mense wat nie genoeg het om te eet nie. Ek ken vanaand sendelinge wat die evangelie preek in die oerwoude met 2 maaltye per week, sonder skoene aan hulle voete. Nou, hoe kan julle van my verwag om in weelde te lewe en so iets soos daardie wat aangaan? Wel, hulle sal staan in die oordeelsdag en ons veroordeel vir die dinge wat ons het, en tog behoort ons te deel. Ek hou my dienste klein, soos julle sien. Ek het geen uitsending of geen televisieprogramme en niks groot nie. Ek hou dit klein sodat ek elke penny geld kan oorwerk wat ek kan na die velde en alles doen wat ek kan. My uitgawes is nogal baie. By my kantoor daar kry ons duisende briewe en ek het 4 fone daar binne aan die gang. Ek het die tyd gesien van soveel as 64 lang afstand oproepe per uur, 24 uur per dag. En so kan julle sien siekes en beproefdes wat skakel, en dis nasionaal en internasionaal. Ek het so pas vir Duitsland geskakel, geluister na Duitsland vanmiddag, en vanaf verskillende dele van die wêreld skakel hulle. En my uitgawes beloop my by die huis omtrent $150 per dag, net vir my kantoor en dinge by die huis. En dan het ek omtrent 10 verskillende kantore reg oor die land, waar ek my pos moet laat vertaal en weer terugstuur in die lande. Julle sien wel, Duitsland en Switserland en Fins en alle verskillende tale wat ons iemand moet hê om dit te vertaal, om dit terug te stuur. So bid vir my, en ek het oor 'n paar robbe myle gekom, en ek seker ek het nog 'n bietjie robbe tye wat vir my voorlê. So hou net aan bid en kyk op, glo. Nou, môre aan gaan ons 'n onderwerpsreeks begin. Ek gaan môre aan begin oor Genesis die 12de hoofstuk en Woensdag en Donderdag en Vrydag hê oor om geloof te bou en te onderrig om net op ons dierbare broer Du Plessis se oggenddiens te volg, om geloof te bou op die lewe van Abraham en probeer om 3 aande se reeks onderwerpe te hê oor Abraham se geloof. Môremiddag om 2:30 is ek by die Pisgah huiskerk. Ek dink dit is op 6de straat of iewers. Ek is waarskynlik verkeerd daaroor, ek ken nie die stad te goed nie. Hulle moet my kom haal. Môremiddag om 2:30, dan môre aan terug hier om hierdie onderwerp reeks te begin. Nou vanaand het ek gedink sou ons miskien 'n klein kort onderwerpie hê en kyk wat die Here wil hê ons moet doen. I wish you to turn tonight to Psalm 63. If you would like to read behind me. As I read, I think the reading Ek wil julle moet vanaand blaai na Psalm 63 as julle saam met my wil lees. Ek dink die lees van die woord is wonderlik, want geen diens is volledig sonder die lees van God se woord nie. Nou, hy het nooit beloof om my woord te seën nie, maar hy het beloof om sy eie woord te seën. So my woord sal val, sy woord sal nooit val nie. So daarom dink ek elke aand as ons net 'n klein vers of 2 uit sy woord kan lees, dit my laat voel dat miskien dat as die Heilige Gees nie kan weet kry wat ek probeer sê nie, hy het dit alreeds gesê het in elk geval in wat ek gelees het, sodat dit die moeite werd sou wees. O Lord, thou art my God. O Here, U is my God. U soek ek, my siel dors na U. My vlees smag na U in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Het ek U in U heiligdom aanskou om U sterkte en U heerlikheid te sien. Want U goeie tierenheid is vir my beter as die lewe, my moet U prys. When I first read this piece of scripture, toe ek die eerste keer hierdie skrifgedeelte gelees het, het ek begin wonder, waarvan moes Dawid gepraat het? That's what got me to thinking when Dit soort van,
Dis wat my laat dink het. Wanneer die grootste ding glo ek wat enige iemand kon hê, lewe sou wees. I cannot think of anything any greater than life. That's why we preach and try so Ek kon nie aan enigiets groter as lewe dink nie. Dis waarom ons preek en so hard probeer om uit te druk, jy moet wedergebore word. Hierdie lewe moet verander word. I got a letter today and perhaps a person is present. Ek het vandag 'n brief gekry en miskien is die persoon teenwoordig van 'n jong gekleurde dame af. Very seemingly by her letter, very highly educated woman. Baie skynbaar volgens haar brief baie hoogsgeleerde vrou wat na die diens toe gekom het. En sy het my gevra om nie uit te druk of om hierdie dokter se naam te sê nie, want ek verstaan. Beslis dit net onder dokters hierdie kerel sou laat bel en kritiseer en so voort. Maar die jong vrou is ondersoek en daar was 2 eislike groot plekke in haar sy. And she being a Presbyterian by faith, she just never thought too much. En omdat sy 'n presbyteriaan van geloof was, het sy nooit te veel gedink aan goddelike genesing nie. Maar daardie 2 groot vergooisels, baie groter as pomelos, was toe kwaadaardig. En dit was so gevorder. Die dokter het gesê daar was geen manier vir 'n operasie dat daar dit nie gered kon word nie. Op een of ander manier van die ekstrale wat hulle ook al gedoen het, het die gevorderdheid van die twee plekke gewys. En haar sê was so seer, sy kon skaars haar klere oor hulle verduur. En so het sy na die kerk toe gekom en sy het gehoor, julle weet, geloof kom deur die gehoor. En sy het geweet sy was sterwend, so sy het na die kerk toe gekom en gesê, ek het die skrif gelees. Ek sal dit probeer aanhaal, net so akkuraat as wat ek kan. En miskien môre aand as julle dink, sal ek die brief bring, nie die vrou se naam lees nie, maar vir julle wys. En sy het gesê dat sy, toe ek die skrifte gelees het, het sy gesê, o Here, laat hom na my toe draai en met my praat. En gesê ek, net na sy dit gesê het ek die Bybel neergesit en na haar gekyk, maar toe het ek nie gepraat nie. Binne 'n paar oomblikke gesê, het sy weer gevra, o Here, laat hom na my toe kyk, want as U my nie genees nie, moet ek sterf. My lewe is verby. En gesê dat ek weer omgedraai en gekyk het. En dit toe na by die einde van die diens gesê, ek het gesê, jy daar met die gewas staan op, want Jesus Christus het jou gesond gemaak. En sy het gesê, sy het omgekyk om te sien of daar enige iemand anders naby haar was. En gesê, ek het gesê, jy met 'n sekere rok of so iets aan, staan op, want Jesus Christus het jou genees. Sy gaan na haar dokter toe daarna, daar die 2 groot plekke het kleiner geword. En sy het na die dokter toe gegaan en die dokter het gesê, dit moes 'n volmaakte operasie gewees het, want daar was geen teken daarvan nie, niks nie. En ek is seker die vrou is in die gebou vanaand. Ek het die brief gekry. En natuurlik, ek speel nie met goed soos daardie nie. Ek sê dit net tot die eer van God. Ek het nie tydskrifte om so iets te publiseer en so voort nie, maar ek weet een ding, die mense word genees. Ek het groot hoop briewe gekry wat ingekom het en telefoon oproepe van mense wat hierdie plek en hierdie diens verlaat het en genees is van ernstige siektes. Dat hulle lewens gespaar is deur die genade van die almagtige God. So die lewe is 'n groot ding. Ons wil almal lewe. En wanneer ek Dawid hier in die psalms hoor praat en sê, want u goedertierenheid is vir my beter as die lewe. My lippe sal u prys, en ek verlang om u krag te sien, soos ek dit in die heiligdom aanskou het. My siel dors na u in 'n dor en uitgedroogde land sonder water.
Nou, toe ek dit begin dink het ek gedink, daar moet meer as een betekenis van die lewe wees, want wat kan groter as lewe wees? Jou lewe beheer jou. Jou lewe maak jou wat jy is. Dit laat jou motiewe werk. En dis net jy. En dit beheer jou. As jy 'n goeie hart het, goeie gees, het jy goeie lewe. Jy 'n bose hart het, bose gedagtes, bose lewe. Soos 'n paar jaar gelede onder in die suide het hulle altyd in die dae van slawerny, het hulle altyd die mense geneem en hulle die gekleurde mense as slawe verkoop. En hulle sou na die groot plantasies toe gaan en hulle het makelaars gehad wat sou verbykom en hierdie slawe koop en vir 'n sekere hoeveelheid geld en hulle neem en hulle verkoop, wins maak uit hulle, net soos hulle met gebruikte motors op iets doen vandag. Dink aan hoe boos dit was om menslike lewe te neem waarvoor Christus gesterf het. Sell it. Make it a slave. En om dit te verkoop, dit 'n slaaf te maak. God het die mens gemaak, die mens het slawe gemaak. En daar was 'n sekere makelaar wat na 'n ou plantasie toe gekom het wat baie slawe daarin gehad het. En so was die slawe weg van die huis af en hulle was weggesteel uit Afrika en is hiernatoe gebring en verkoop. En hulle het geweet hulle sou nooit weer teruggaan na die tuisland toe nie. Hulle was hartseer, hulle wou nie werk nie, hulle het geen ambisie gehad nie. En so hulle partymal swepe vat en daardie mense slaan om hulle te laat werk. Net soos jy sou maak met 'n perd of 'n dier. En hierdie slawekoper het verbygekom en hy het sy slawe deurgekyk om te kyk hoeveel hy kon koop. En hy het gevind daar was een jong kerel daar. Hulle hoef hom nie te geslaan het nie. Hy het sy bors uitgesteek, sy ken regop. Hy was net heeltyd aan die gang. En so het die makelaar vir die eienaar gesê, ek wil graag daardie slaaf koop. Maar die eienaar het gesê, hy is nie te koop nie. Wel gesê, wat maak hom soveel anders as die res van die slawe? Gesê, miskien dalk is hy 'n baas, jy het hom die baas van die res van hulle gemaak. En die eienaar het gesê, nee, ek het hom nooit baas gemaak nie, hy is net 'n slaaf. Wel gesê, miskien voer jy hom beter as wat jy die res van die slawe voer. Hy het gesê, nee, hulle eet almal daar oorkant in die kombuis, hulle almal saam. Toe het die makelaar gesê, wat maak hierdie jong kerel so anders as die res van hulle? En die eienaar het gesê, ek het daaroor gewonder vir 'n lang tyd. Maar gesê, jy weet, eendag het ek uitgevind, oorkant in die tuisland waar hulle vandaan kom, is hierdie jong kerel se vader, die koning van die stam. En hoewel hy 'n vreemdeling is en weg is van die huis af, weet hy steeds hy is 'n koning se seun en hy gedra homself soos 'n koning se seun. En ek het gedink, as 'n slaaf wat weg was van die huis in die wete dat hy die seun van die stamkoning was, hoeveel te meer behoort die kinders van God hulle self te gedra soos seuns en dogters van God. Terwyl ons in hierdie vervreemde wêreld is, hoe ons hierdie beloftes van God behoort aan te gryp.
hoe ons daardie dinge behoort te koester en hulle te waardeer. Dit is nie betaamlik vir 'n Christen om homself op te hou met ongeloof nie. 'n Christen behoort sy kennis regop te hê. He should be ready to believe anything that God says. Hy behoort gereed te wees om enigiets te glo wat God sê. Maak nie saak wat dit is nie, dit sal die moraal van die res van hulle ophou. Dit sal. Ons is seuns en dogters van God. And we ought to conduct ourselves like that. En ons behoort onsself so te gedra. Some people think that life only lays in how much money you can get while you're here on earth. Party mense dink dat die lewe net lê in hoeveel geld jy kan kry terwyl jy hier op aarde is. Dis nie lewe nie. En party van hulle reken dit as plesier. Hoeveel van 'n lekker tyd hulle kan sien. What's a company they Watter geselskap hulle, verenigings hulle by kan aansluit, of watter losie, of iets wat hulle kan doen. Hulle dink dat dit lewe is, as jy by die 400 kan aansluit, of in die boek van wie kan inkom. So many people try to get into that book of who's who. Soveel mense probeer in daardie boek van wie inkom. My naam sal nooit daar wees nie, maar ek het dit in 'n beter boek. Die boek van die lewe in heerlikheid waar God, in God se wie. Ek is eendag wedergebore. Toe is my naam geplaas op God se wie. Nou ek weet dat daar 'n groot donker kamer voor ons staan en elke keer wat ons hart klop, kom ons een klop nader aan daardie kamer en dit word die dood genoem. En eendag sal dit sy laaste klop gee en ek moet daar ingaan. Maar daar's een heerlike hoop wat ek het, dat hierdie ek hom ken in die krag van sy opstanding, dat wanneer hy roep, ek sal uitkom onder die dooies op daardie groot dag. Ek wil nie gaan soos 'n lafaard nie, ek wil myself toedraai in die kleed van sy geregtigheid. Daar ingaan in die wete dat ek hom ken as 'n persoonlike ondervinding en weergebore is tot ewige lewe. As ek nooit 'n vriend op aarde het nie, wil ek hom ken. As ek nie sy woord goed ken nie, wil ek hom ken. 'n Tyd gelede was daar 'n kerel by Fort Wayne, Indiana, wat vir my gesê het. Hy het gesê, broer Branham, hy was agter die verhoog by die Fort Wayne Evangelie Tabernakel. Hy het gesê, dis 'n skande, jou grammatika. Ek het gesê, ek weet dis vreeslik, en ek het gesê, ek het nie 'n geleerdheid gekry nie. Daar was 10 van ons kinders en pa het gesterf, en ek moes na die ander 9 kyk. Hy het gesê, dis geen verskoning nie, jy's nou 'n man. Ek het gesê, maar ek so besig om vir die siek mense te bid, ek het nie die tyd nie. Hy het gesê, 'n man wat met die gehoor so praat soos jy, en die taal gebruik wat hy gebruik. En hy het gesê, gisteraan het jy gesê op die preekstoel daar buite, jy het gesê, al julle mense, kom hier op na die preekstoel. En hy het gesê, daardie mense sal jou meer waardeer as jy so sê, preekstoel. Ek het gesê, broer, ek glo nie so nie. Daardie mense gee nie om of ek preekstoel of preekstoel sê nie, solank ek die lewe lê en die evangelie verkondig en voortbring waarvan God praat in die krag van sy opstanding. That's what people are looking for, honest-hearted people. Dis waarna mense soek, opregte mense. Net lewe. 'n Tyd gelede was ek in 'n groot stad in 'n ander nasie. En ons het 'n groot byeenkoms gehad by 'n groot ysarena. En daardie aand toe ek in die hotel ingaan, was daar 'n sekere losie in Amerika hier wat hulle groot konvensie gehou het daarbo by hierdie hotel. En daardie middag, ek het nog nooit soveel dronk mense in my lewe gesien op een slag nie. En so toe ek daardie aand by die huis gekom het, was daar net whisky bottles oor alles. En hulle het net wat hulle genoem het
'n lekker tyd gehad. Dis jammer dat Amerika uitverkoop het aan sulke goed soos daardie, en dis die ergste in die wêreld. Nou, ek het net omtrent reg oor die wêreld gereis, was verskeie kere in baie nasies. Maar ek glo, waar hulle sendelinge meer nodig het as enige ander plek in die wêreld, is die FSA. Dis presies reg. 'n Geleerde heiden is moeiliker om mee te werk as een wat geen geleerdheid het nie, omdat hy dink hy weet alles terwyl hy niks weet nie. Nou, ek bedoel nie om onbeskof te wees nie, maar ek wil eerlik wees. Dis die waarheid. In Puerto Rico 'n paar dae gelede het ek het in omtrent 'n 4de klas hotel gebly, want ek glo nie dat 'n Christen alles spoggerig moet hê nie. Jesus het nie eers 'n plek gehad om sy kop neer te lê nie, en tog moet ons Catholics ry om geestelik te wees. Wel, daar's iets verkeerd. En daar was 'n ou man daar wat soort van rondhang by die Christen sakemanne. Ek weet net nie wat sy naam was nie. En ons was oorkant in 'n ander groot hotel. O, dit was 'n eislike en pragtige plek, honderde dollars om per week in daardie ding te bly. En die ou kerel is omtrent 80 jaar oud, 'n afgetrede spoorwegwerker. En daar was die Puerto Rico mense wat normaal gelyk het aangetrek. Hier kom die Amerikaners in half geklee, nakend, half dronk, steierende. Die ou man het omgekyk na my en gesê, pryse is hoër hier oorkant, maar die lewe is laag. En dis net omtrent die antwoord. Dis partymal 'n skande hoe in 'n ander land ingaan en kyk hoe hierdie mense optree wat van hierdie land afkom. Soveel as wat die evangelie aan hulle verkondig is en dan optree soos daardie. Wel, hulle sal dubbele oordeel ontvang op die oordeelsdag. Wel, dis 'n skande. Ek het in die ysbak geklim daardie aand en die whisky bottels oral daarin, en ek het vir die kereltjie gesê, lyk asof die glasmaatskappy beslis 'n groot dag gehad het. Hy het gesê, ek het nog nooit so iets in my lewe gesien nie. Gesê, ek wil niks daarvan sê nie, want jy's 'n Amerikaner. Ek het gesê, ja, maar partymal deur so op te tree, maak my skaam daarvoor. So, hy het gestop op 'n sekere vloer en my uitgelaat. Toe ek uit die huisbak uitklim om na my kamer toe te begin loop, het ek iemand hoor gil en skree. En ek het gekyk, daar deur die kamer het gekom die gang, en hier het 2 jong vroue gekom, miskien maas, albei het trouringe aangetree. Hulle het gelyk of hulle in hulle laat 20's is. En hulle het net een onderrokkie aangetree met 'n bottel whisky in hulle hand. En man so dronk wat probeer uitkom en hierdie vroue gryp. Hulle wat trek en val. En ek het agter in die plekkie ingegaan en soort van gestop vir 'n paar minute. Dit het my so skaam gemaak. En ek het hulle daar sien deurkom en hulle het reg voor my gestop en een van hulle het die bottel gevat en 'n eislike groot sluk geneem en dit vir die ander een gegee. Daar die onderrokkie opgetrek en haar voet uitgegooi geskree, "Woepie, hierdie is lewe." Ek het uitgestap in die middel van die vloer en albei aan hulle hand gevang. Dis hoekom ek weet hulle trouringe aangaan. Miskien 'n man by die huis iewers wat die babas oppas. Sin is sin on either side, and it's all corruption. Dit is net so erg met die man. Sonde is sonde aan albei kante en dis alles korrupsie. Hoe net 'n bietjie skoon pret, het hulle gesê. Clean fun. Skoon pret, dis sonde. God sal jou daarvoor laat betaal. God sal die volk daarvoor laat betaal. Dit sal die individue daarvoor laat betaal. Verkoop vir mense whisky en goed en sigarette en gee hulle kanker en vertel hulle dit, dat en die ander en dan wonder ons, wat bekeer? En hier het hulle gekom en ek het hulle hande so vasgehou en ek het gesê, verskoon my. Jy het gesê hierdie is lewe, ek het gesê hierdie is die dood. Dis net die dood wat verskans is. Dis waar. En hierdie meisie het omgekyk en gesê, maar ons bedoel geen kwaad nie. Ek het haar probeer regop hou. Ek het gesê, kyk hier. Ek gesê, wil jy nie 'n sluk vat nie? Ek gesê, ek's 'n prediker, 'n evangelie prediker.
toe het hulle begin wegry. Ek gesê, kniel saam met my hier op die vloer net 'n oomblik, julle sal nugter word en huis toe gaan na julle kinders toe. Hulle het weggeruk en af deur die gang het hulle gegaan, oor mekaar geval, nie geskik om in hulle eie huis te wees met die blindings afgetrek, hoe hulle aangetrek was nie. En dan noem hulle dit lewe. Dis die dood is beslis. En die wêreld is so vol vandag van wat lekker tye genoem word en julle het soveel daarvan hier buite op hierdie Weskus, soveel glans. En ek het opgelet, dit het in die kerke ingesluit om die kerk te probeer verglans. Die kerk is nie glans nie, dis 'n plek om geregtigheid, heiligheid en reinheid te preek. En die heiligmakende krag van die Heilige Gees in die menslike lewe. O, dis 'n skande. Wat laat 'n persoon dit doen? Waarom is dit? En dan, as Satan jou nie kan blinddoek om dit te doen nie, sal hy iets anders vir jou doen. Hy sal jou laat voel dat jy godsdienstig wil wees. En dan sal hy jou laat oorgaan en handskud met die prediker iewers in jou naam op die boek sit en dink dat jy godsdienstig is. Ek het een keer vir 'n jong meisie gesê, wat op die platform gekom het. Ek het gesê, is jy 'n Christen? Wel, sy het gevoel, sy is beledig. Sy het gesê, ek sal jou laat verstaan, ek behoort aan so en so 'n kerk. Ek het gesê, dit het nie enigiets daarmee te doen nie. Nie 'n ding nie. Een het gesê, hulle het een keer gevra, broer Bosworth het 'n jong meisie gevra, ek het hom op die platform gehoor gesê, is jy 'n Christen? Sy het gesê, ek sal jou sê, ek brand elke aand 'n kers, asof dit enigiets daarmee te doen het. Om 'n Christen te wees, beteken om soos Christus te wees. Gebore uit sy gees, gereinig deur die Heilige Gees en vuur. 'n nuwe skepsel, geskape na die gelykenis en die krag van die opstanding van die Here Jesus. Wat laat mense dit wil doen? Is omdat dit hulle samestelling is. Hulle kan dit nie help nie. God het hulle gemaak om te dors. Hy het 'n mens gemaak, toe hy die mens gemaak het, het hy hom gemaak om te dors. But he made him put that thirst in him, the thirst after God. Maar hy het hom gemaak, daardie dors in hom gesit om na God te dors. En hoe durf enige man of vrou daardie heilige dors in hulle probeer bevredig met die dinge van die wêreld? Jy het geen reg om dit te doen nie. God het jou gemaak om na hom te dors. En jy sal nooit tevrede wees totdat jy drink uit daardie fontein wat gevul is met bloed, getrek uit Immanuel se are, waar sondaars gedompel onder die vloed en al hulle skuldvlekke verloor. Jy kan net nie jouself bevredig nie. Jy gaan uit en word dronken en jy kom terug en jy kry hoofpyn, die volgende oggend staan jy op en jy begin die volgende dag, gooi dit weer in. So senuweeagtig, jy kan jouself nie beheer nie, rook een sigaret na die ander en sonder om te weet dat jy 4 kole daarin oop nie. Wel, elkeen wat jy rook sal jou soveel meer senuweeagtig maak. What does that? It's the devil. En wat doen dit? Dis die duiwel. God is die een wat jou senuwees kan kalmeer. God is die een wat jou daardie bevredigingsporsie kan gee. Dis sy gees. Die rede waarom jy daardie dinge doen, is omdat jy daardie dinge die ware dors laat vervang wat God in jou geplaas het vir die Heilige Gees. O, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. Hy is die fontein van die lewe.
met uitdrukking van Jesus Christus, hy is die onuitputlike fontein van die lewe, wat 'n mens kan drink en tevrede wees. Dis waarom jy so gemaak is. Dis waarom jy daardie dors in jou het. En dan, as hy jou nie kan laat drink nie, en die dokters jou doodbang kan maak vir die kanker in die keel van sigaret, dan sal hy jou by 'n kerk laat aansluit en net voortgaan om vir die wêreld te lewe. Hy het jou steeds, jy is steeds nie tevrede nie. Daar kan nie 'n bevrediging wees buite die nuwe geboorte nie. 'n Mens is gemaak daarvoor. God het jou so gemaak. En nou, jy sal nooit tevrede wees totdat jy daardie dors met die Heilige Gees les nie. Wanneer jy een sluk uit daardie fontein neem, word jy 'n nuwe skepsel. Hoe begeertes vergaan, alles word nuut vir jou. Dan daardie bevredigingsporsie soos van die babe, wat op sy mamma se bors lê, dit drink sy lewe uit haar uit. Dis hoe Jesus is. Daardie porsie is hy. Die Christen het geen reg om te spog met aan watter kerkdenominasie hy behoort en probeer om dit bevrediging te noem nie. My ma was 'n sekere en ek is dit ook. Dit het niks daarmee te doen nie. En niemand het enige reg om daardie heilige dors en honger in hulle siel te probeer bevredig met die dinge van die wêreld nie. Jy verdraai net die genadigste ding wat God in jou gesit het. God het jou gemaak om te dors sodat jy na hom sou dors. En jy verdraai dit en luister na die duiwel en dors en probeer daardie dors les met die dinge van die wêreld. Jesus het gesê, of die Bybel het gesê, as julle die wêreld liefhet of die dinge van die wêreld, is die liefde van God nie eens in julle nie. Sien hoe ons tekort skiet vandag. Sien hoekom mense vanaand 'n kerk lidmaat kan wees en tuis bly in die tyd van 'n herlewing om 'n televisieprogram te kyk. Hulle sal by die huis bly om na karnaval te kyk of om na 'n politieke toespraak te luister of iets. Dis omdat hulle dors, maar hulle probeer daardie dors les met die dinge van die wêreld. As jy net daardie hart een keer sal oopmaak vir God. David het in 'n ander psalm gesê, hy het gesê, soos die hert dors na die waterstroom, so dors my siel na U, o God. Geen wonder ons kan 'n diens toe kom, die manifestasie sien van die krag van God en dan weggaan en sê, o wel daar was niks daaraan nie. Mamma het altyd vir my gesê, jy kan nie bloed uit 'n raap tap nie. As God se gees in jou is en jy sien God se woord word vervul, sal dit jou laat juig, iets moet beweeg. When Jesus came into the city, he said, if they hold their peace, the rocks will immediately cry out. Toe Jesus in die stad ingekom het, het hy gesê, as hulle stil bly, sal die klippe onmiddellik uitroep. Iets moet beweeg wanneer die gees van God ingry kom. David was a woodsman. He knowed what the woods was. David was 'n man van die woude. Hy het geweet wat die woude was. Hy het geweet hoe die diere, ek hoor hom skryf van die skaduryke groen by velde en die stil waters. Hy kon dit waardeer, want daar het hy God gevind. Wie kan na 'n blom kyk en sê daar's geen God nie? Het hulle ooit opgelet hoe sy saadjie in die lente opkom? Daar kom 'n mooi klein bloeiseltjie daaraan. En naderhand tref die ryp dit sterf, buig sy koppie, en dan het God 'n begrafnisstoet vir sy blomme. Ek weet nie of julle dit weet of nie, maar hy het die herfsreën kom en huil trane af in die lug en dit begrawe daar die saadjie. Die koue winter kom in my landstreek en vries daar die grond vir omtrent 'n voet diep. Daar die saadjie vries, die pulp loop uit die saadjie uit
Die blomblaar is weg, die blom is weg, die bol is weg, die saad is weg, die pulp is weg. Maar laat daardie son net weer begin opkom in die lentetyd. Daardie blommetjie sal weer lewe sekerlik. En as God 'n weg gemaak het vir 'n blom om weer te lewe, hoeveel te meer het hy 'n weg gemaak vir 'n mens na sy eie beeld om weer te lewe. Dawid het natuur bestudeer en sy hart het verlang en eendag so uitgeroep na God. Hy het gesê, soos die hert smag na die waterstroom, so dors my siel na U, o God. Ek sê jagter en ek veronderstel ek praat met baie van hulle. En enige iemand weet, as jy ooit 'n takbok geskiet en hom gewond het, as daardie takbok by die water kan kom, sal jy nooit daardie takbok vang nie. Hy sal water drink, opgaan oor die heuwel, terugkom, water drink, opgaan oor die heuwel. Daardie koolwater sal bloeding stop, en jy sal hom nooit vang nie. En David het opgelet in die land waarin hy woon, soos in Afrika, het hulle wilde honde. En hierdie wilde honde is iets soos ons wolf. En hulle het 2 bloedslagtande wat afhang oor die kante van hulle mond. En hulle is baie geslepe. En hulle vang van takbokke, net soos die duiwel. En gewoonlik sien hulle die takbok, en as een takbokkie alleen sal afdwaal, is dit 'n regte plek om een te kry. Dis waarin ek partymaal dink, God se klein takbokkies dwaal partymaal van die kudde af. Daar mag sommige hier wees vanaand wat afgedwaal het van die beskerming van die kerk af. En die beskerming van die geliefdes wat vir julle sou bid en julle help om terug te kom na God toe. Julle reg te hou na die kerk toe te kom en luister na die evangelie. Daar mag sommige in Radioland wees wat afgedwaal het. En dan hou jy hier die moordenaar, honde, dop, honde. Hulle begin versigtig nader sleep soos 'n kat en hulle gaan 'n klein entjie. En daar's iets daaromtrent dat daardie takbokke amper kan aanvoel dat daar iets verkeerd is. Hulle lig hulle koppie op. Hulle raak senuweeagtig. Daar's nie 'n persoon in my gehoor vanaand. Daar's nie 'n afvallige wat nie weet dat van dit jy die kudde van God verlaat het, dat jy senuweeagtig en ontsteld was. Daar iets verkeerd is nie. Menigte meisiekie wat inluister vanaand, wat 'n goeie mamma en 'n pappa gehad het wat haar reg probeer leer het. Sy's buite in een of ander hoel, iewers of weg van God af. En daar probeer sy daardie dors in haar hart les met van hierdie moderne tiene ruk en rol, wat van die duiwel is. Dis vir sommige van julle predikers wat toelaat dat dit gepreek word in julle kerke ook. Enige kerk wat laag genoeg daal om julle jong mense met ruk en rol te vermaak, verander die naam op jou voordeur. Nie huis van God nie. Net onlangs was ek in 'n plek en ek was in 'n hotel en die JM of JWCV was ook aan my wel, moes ek die venster blindings toemaak en hulle aftrek om die evangelie te bestudeer oor die onderwysers wat ruk en rol leer. En hierdie boogie-woogie wat jy ook al hier goed noem, dis 'n skande. Waarvoor staan daar die see? Dis veronderstel om te staan vir Christus. Jouself probeer bevredig met daardie soort goed, wanneer dit van die duiwel is en jou siel sal verdoem. Sekerlik, 'n ware wedergebore Christen sal nie daardie soort goed doen nie. Dis waar. En so kom hierdie wolwe naby aan waar hierdie skape is. En baie van julle dametjies hier buite vanaand luister daarna, wat hulle die wolffluit noem. Julle weet, hulle het 'n fluitjie, en jy dink jy slim. Dametjie, jy besef nie in watter gevaar jy is nie.
En hulle kom baie naby en hulle hou die takbok dop totdat hulle 'n kans kry. En dis al. 'n Seun wat so gil en fluit en skree vir meisies op die straat is nie geskik vir 'n ordentlike meisie om mee uit te gaan nie. Nou dis 'n baie groot mond vol. Maar ek sal liewer hier eerlik wees as om veroordeel te word by die oordeel. Ek gaan die waarheid praat, dis al wat ek weet is om die waarheid te praat. Wat die kerk vanaand nodig het is terug na die evangelie, terug na die oudheidse evangelie, terug na die verlossingskennis en daardie dors. As jy God liefhet met jou hele hart, siel en verstand, sou jy nie daar buite in daardie soort plekke gewees het nie. Dis so soet om hom te vertrou en hom te glo. Hy is die bevredigingsporsie. Hy is jou lewe. En daardie groot ou wolwe of honde wanneer hulle die takboek sien nou, hulle het 'n tegniek om dit te doen. Hulle kom net so naby as wat hulle kan en dan hardloop hulle en neem daardie slagtande en slaan hulle in die takboek se nek in. Reg agter die oorknop, dan net hulle gewig swaai. En daai eislike groot slagtande so spiese, wanneer die wolf se gewig afkom, sny net die ouetjie se keel af. Ek gee 'n paar tree en hy's gedaan, dan is dit aan. En 'n paar minute is dit vol honde, wat dit net uitmekaar skeer, dit net stuk vir stuk uitskeer. Luister, suster en broer, ek het nie bedoel julle jong mense om julle gevoelens seer te maak wanneer ek praat van wat julle plesiere noem. Ek wil julle nie seer maak nie, ek het julle lief. Maar klein sussie, jy wat 'n klein maagd is en nooit buite aan hierdie partytjies was nie, laat dit net een keer begin en die honde van die hel sal jou oorval. Hulle sal elke morele ding wat daar in jou is van jou af wegneem. Jy sal niks wees behalwe maak nie saak hoeveel jy belê, hoe hard jy probeer regkom nie, daardie merk sal jou na jou graf toe volg. Bly weg van hulle af, kom daaruit. God het iets vir jou om na te dors, dis hy. Hy sal 'n bevrediging gee, daardie dinge sal so dood wees, jy sal hulle nie eers hoor nie. Nou partymal mis die hond die takbok se keel, dan het hy 'n ander plek om die takbokkie te vang en dit is in die sy. Nou die sy is die middel of balansdeel van die takbok. Die agtersteewe is swaarder as die voorsteewe en met die lindene ingegooi, nek en so voort, maak dit omtrent gebalanseer. Dan as die hond of wolf dit in die sy kan vang en dit begin swaai, sal hy gou die takbok platgooi. En dieselfde ding gebeur, dis oortrek met honde binne 'n paar minute wat dit net aan flarde skeer. Maar wanneer daar die leierhond, die een wat die leier van die trop is, daar die gewildste ruk en roller, julle weet waarvan ek praat, as hy net die hou vas kan kry. Nou, as hy ooit gryp, as daardie takbok baie slim is en weet hoe om daar uit te kom, sal sy 'n klein vinnige rukkie na een kant toe gee. En haar klein sagte liggaampie sal daardie hond se mond daardie hele stuk vleis laat uitpluk, as dit vinnig is en vinnig kan beweeg. O my raad en jou suster, broer, is as hy jou gegryp het, beweeg vinnig, spring na die hemel toe, so vinnig as wat jy kan, kom weg daarvan. Trek uit, moet niks meer daarmee te doen hê nie, kom weg daarvan vinnig. As jy gereed maak om die eerste sigaret in jou mond te sit vanaand, of die eerste drankie te drink, of na die eerste ruk en rol partytjie toe te gaan, of vir mamma die eerste leuen te vertel, kom weg daarvan, dis die duiwel. Dan wanneer hy uitdruk, vlieg die bloed, en as die takbokkie baie vlug van voet is, wat hulle vinniger as die hond is, kan dit hardloop vir wat 'n lewe dit het, totdat dit wegkom van die trop af oor die heuwels, oor die plekke spring, waar die hond deur die bosse moet gaan, dit spring net reg bo oor die bosse hardloop net so vinnig as wat dit kan gaan, en dan nadat dit weggekom het van die hond. Miskien luister daar sommige na my vanaand wat dit gedoen het, wat net weggekom het daarvan. Wat gaan jy doen? Wat's die probleem? Sien julle daar die takbokkie? Ek het hulle baie keer dopgehou, hulle steek net hulle kop in die lug op, hulle hyg net.
Hulle moet net water kry, hulle moet dit net kry, hulle bloei, hulle ster. Elke keer wat hulle hart klop, stoot die bloed reg uit hulle uit, daardie stuk is uit. Hulle is sy uit, en as hulle nie water kry nie, sal hulle gou ster. En julle kan die opregtheid en die eerlikheid van daardie takboek voorstel. Hy sal tot bo op die hemel hardloop, hy sal kyk, hy sal na 'n ander plek toe kyk, net so hard hyg as wat hy kan. Hy het sy neus reg op, hy ryk vir water. Hy moet water kry of hy sal vergaan. Brother, if this Angelus temple, en broer, as hier die Angelus tempel, as hier die mense hier is vanaand, sou dors na God soos daardie, sou daar herlewing hierdeur uitbreek binne 'n paar minute wat deur die land sal trek. As the heart painteth for the water brook, my soul thirst after thee, O God. Soos die hert smag na die waterstrome, dors my siel na u, o God. Wanneer jy 'n punt bereik waar jy hom moet hê of sterf, jy kan nie sonder hom aangaan nie, hy is jou lewe. Jy moet hom hê, jy's net omtrent gedaan en jy kyk, probeer. Jesus het gesê, salig is hulle wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal gevul word. Gevul met wat? Nie geloofsbelijdenis nie, nie denominasies nie, nie vermaaklikhede van die wêreld nie, maar gevul met die Heilige Gees wat ons bevredigingsporsie is, wat ons daardie lewe gee wat bevredig. Die God van die hemel is in hierdie gebou vanaand. Die God wat die hemel en aarde geskaap het, is hier vanaand. Dis wat om God maak vir my. Hy het die hoogste plek in die hemel gehad en die laagste plek op aarde geneem. Hy het uit die hoogste hemel gekom en na die laagste hel gegaan. Hy het julle geword, sodat julle, wie deur sy genade hy kon word, seuns en dogters van God. En hy is in die gebou vanaand. Aand na aand verteenwoordig hy homself. Kerk is dood gepreek. Mense kom gewoonlik na die kerk, hulle sê, wel, ons sal gaan net omdat dit 'n plig is soms. Soms gaan hulle omdat daar sekere predikers is. Wat manne in die land vandag wat regtig 'n preek kan lewer, hulle gaan om daarna te luister, maar waarvoor ons regte kerk te behoort te gaan, was om Christus te vind. Jy gaan na kerk toe om te aanbid, totdat jy al jou skuld en skande kan verdryf en die hele wêreld in sy somberheid uit jou hart kan gooi. En Christus laat inkom, God se bevredigingsporsie, dan sal jy ewige lewe hê. Sy Gees is hier, sy Gees wil in hierdie kerk beweeg. Laat ons hoofde buig. Skrif sê, as een in tale praat en daar 'n uitleer is sien. As daar geen uitleer is nie, dan is dit net met niks. Maar as daar 'n uitleer is, dan is dit God wat spreek, 'n stem aan die kerk. Hoe dankbaar is ons vir die koninkryk van God. Nou die Here Jesus is hier. I want our sister to get ready for the organ here for just a few words. Ek wil hê ons suster moet gereed maak vir die orgel hier, net vir 'n paar woorde.
Daar is 'n fontein gevul met bloed getrek uit Immanuel se arm. While she's carding it, and you in Radio Land, I wish you could be here in this Angelus temple. Terwyl sy dit speel en julle in Radioland wens ek, julle kan hier wees in hierdie Angelus tempel om in daardie neerdaling, daardie ontsag te voel, die gees van God. Dink daaraan daar buite. Then the Bible said, Dan het die Bybel gesê as die ongeleerde inkom en iemand praat in taal en daar's geen uitleer nie, sal hy dink julle is barbare of so voort. Maar as een profeteer en die verborgenheid van die hart openbaar, dan sal almal van julle neerval en sê, waarlik God is met julle. God is in ons gebou, God is in ons midde vanaand, God is in sy heilige tempel. Hy probeer hulle aanmoedig om na hom toe te kom. Moenie tevrede wees om 'n Baptiste, Methodiste, Pinkster te wees of wat jy ook al mag wees nie. Dis alles reg. Daardie denominasies is goed sien. Ek respekteer elkeen van hulle, elke denominasie. Ek stuur mense terug na hulle tuiskerk. Dit is nie die denominasie waarteen ek skop nie. Dis hoe wêrelds ons hier ingekom het, sien. Kom wees 'n Christen, gaan dan in enige kerk toe van jou keuse. Dis die ding, dis om 'n Christen te wees waarvan ons praat. As jy van die Baptiste kerk hou, gaan na die Baptiste kerk toe, word wedergebore in die Baptiste kerk. As jy Katoliek is, word wedergebore en wees in die Katolieke kerk. Presbyteriaan doen dieselfde ding. Maar kry eens voor jy teruggaan, die Heilige Gees word wedergebore en jy sal 'n verligting wees, jy sal ander help om te kom as jy dit net sal glo. Skrif is reg, dit sou die Heilige Gees wees wat spreek. Net soos hierdie hier. Daarmee wat hier sit en haar gesig afvee net daar het haar probleme. Ja, glo jy die Here wil, sal jou genees, suster, wat daar op die punt van die reis sit reg hier onder met haar probleme. Glo jy dat God jou sal genees? As jy dit kan glo met jou hele hart, sal God dit vir jou doen. Die dame wat daar agter sit en bid vir haar geliefde, wat baie senuweeagtig is wat daar agter sit, glo God sou daardie geliefde genees. Die Bybel het gesê as jy kan glo, is alles moontlik. Glo jy dit? Komplikasies wat aan die linkerkant van daardie paal daar sit. As jy dit glo met jou hele hart, God sal dit vir jou gee. God is God. Glo jy dit nie? Reg hier onder met die bril op 'n dame wat sit met 'n probleem met haar kop. Glo jy dat God jou sal genees, suster? Nee. Wat net hier sit sê het bril opgehad, grys aan die voorkant wat net hier kyk. Glo jy God sal jou genees, suster? Ja, jy wat jou hand opgesteek het dit daarbo, dis jy. Nee, die dame reg daar agter, jy het dit nou nie. Dit het jou verlaat. Amen. As jy kan glo, alles is moontlik vir hulle wat glo. Glo julle dit? Die Bybel het gesê, as julle kan glo. O, hy is so werklik. Hierdie prediker wat net hier onder sit en wonder bang vir kanker. As jy net geloof sal hê en glo, sal jy nie daardie kanker hê nie. As jy kan glo. Dit is as jy dit kan glo. Wat hier ver agter sit, is daar nog 'n prediker wat daar sit. Hy het sy vrou en kind. Die kind het asma, sy vrou is gereed vir operasie. Dis reg, dis jy wat jou hand opsteek, jy's reg. Sit jou hand oorkant op die kind en moeder en vader, sit julle hande saam op mekaar. O Heer God, skepper van die hemel en aarde, laat dit vanaand bekend wees dat U God is. Ek bid dat U hulle sal genees, skenk dit Here, daar is die Gees wat homself bekend maak in ons. Skenk hierdie genesing van al die mense. Nou mag hulle fisies genees en geestelik genees word. In die naam van Jesus Christus. Amen. Daar is 'n fontein gevul met bloed. Goed. There is a fountain
filled with blood, drawn from Emmanuel vein, and sinners plunged beneath the flood lose all their guilty stain, lose all their guilty stain, lose all their guilty stain, and sinners plunge beneath that flood, lose all. Bow your heads now reverently, quietly. Buig nou julle hoofde eerbiediglik stil. Dink daaroor na, sonder vriend, terwyl jy jou hoof gebuig het en julle buite in die radioland ook, sal julle stop om te dink en 'n oomblik talle manier gevoel en gewerskap van die lewe. Besef julle dat julle nie onder die lewendes mag wees in die oggend nie? En as julle nie hierdie ewige lewe besit nie, is julle verlore. Jesus het gesê, as iemand nie wedergebore word nie, kan hy nie eers die koninkryk van God sien nie. Kom sonder vriend buite in radioland en ontvang hom net nou as jou persoonlike verlosser. Sal jy dit nie doen nie, buig reg in die kamer waar jy is, of maak geen verskil nie wie rondom jou is nie. Moenie skaam wees vir hom nie. Hy sal nie skaam wees vir jou op daardie dag nie. Kniel net reg waar jy ook al is. En pa, jy en ma daar wat miskien nie jou kinders grootgemaak het so jy moet nie. Miskien is dit waarom hulle buite in die wêreld is vanaand. Waarom gaan jy nie net oor na waar moeder nou is en sit jou arm om haar en sê, skat, dis waar, ons was soos 'n verlore seun, ons het ons lewe verkoos met ons bandige lewe, ons kan nooit tevrede wees oor hierdie nie. Laat ons na Christus toe kom vanaand. Doen dit sal jy nie, vriend, buite in die radioland. En aan julle hier in hierdie gesigbare gehoor, hoeveel van julle sou sê, Broer Branham, aanhou my in gebed, ek wil myself toewy aan God. Steek jou hand op reg oor die gebou oral, my voeste. Is daar 'n sondaar of 'n afvallige hier wat die grond van die wolf gevoel het, die byt van sy tande wat reg hier na toe wil kom en hier staan, terwyl ons bid? Dit lyk net soos 'n klein dingetjie, maar dis 'n groot ding. Ek wil hê julle moet hier na toe kom, ek wil graag afkom, jou hand skud. Julle sondaar vriende, kom reguit af hier na toe, laat ek afstap, saam met julle hier bid, sal julle? God seën jou dame, loop reguit hier na toe, dis goed. Een siel, 10.000 wêrelde weg. Terwyl ons nou sing, kom elke sondaar. There is a fountain. Come on down, son. Kom onder toe, kom af meneer. God seën jou seun, God seën jou meneer, dis die manier. Emmanuel's vein, and sinners plunge. That's right, ladies, come right on. Are you thirsting? You're trying to find something to satisfy. Dames, kom net nader. Dors julle, probeer hulle iets vind wat bevredig. Dis goed. Kom reguit af, dis goed. Lose all their guilty stain. Lose all. Come on, sinner friend, right out of the balcony. Sonder vriend, reg uit die balkonne uitkom, reguit af langs die kante soos hierdie. Wil graag jou hand skud, soos jy hier oor hierdie platform gaan. Sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stain. The dying thief rejoiced to
Come sinner and backslider. Kom sonder en afvallige, sal jy nie nou afkom en kniel by die altaar nie. Kom reg uit daar, groot groep van hulle het hier om die altaar gekniel. En dat ons die oproep aan julle gemaak het in Radioland, mans en vroue, jonk en oud. As he wash all my sin away. Nou, terwyl sy weer daardie lied speel, ek wonder vanaand, ek voel regtig dat daar meer as hierdie moet wees. Ons is baie dankbaar vir die sonders wat hier gekniel het by die altaar. Hulle is moeg om hulself te probeer bevredig met een of ander klein ou ietsie van die wêreld. Hulle is siek daarvan, hulle is net heeltemal uitgeput soos die wêreld se uitdrukking, maar hulle is net klaar daarmee. Hulle wil iets egs hê, hulle gaan dit ontvang, die enigste God wat jou hart ken, weet dat dit waar is. God sê nou dame, dis reg, kom reguit af daarna toe. Sal jy nie kom nie? Nou daar mag kerkladmate hier binne wees wat aan sommige kerke hier in Los Angeles behoort, ander plekke. Julle was hierdie week en verlede week hier en het die Heilige Gees sien beweeg. Nou, dis die enigste ding wat my nou in my hart sê, dat julle hier naartoe moet kom. Sal jy nie kom nie, God sê nou, dame, God sê nou. Dis reg, kom reguit uit. Beweeg reguit uit die gehoor uit en kom hier naartoe. Hoe? Wag, hou nog net 'n rukkie uit. Wel, wie sal 'n land opsteek, sê Broer Branham, ek weet ek verkeerd, bid vir my om genoeg moed te hê om te kom. Ons glo nie daarin om agtertoe te gaan en mense nou te gaan haal nie. Ek doen dit nie as die Heilige Gees jou nie genoeg kan oortuig dat jy verkeerd is om hier naartoe te kom en reg te wees nie. Nou, wat as jy net nou iets jou voel beweeg, hierdie tempel sou begin in mekaar val op 'n aardbewing, het hierdie stad getref op 'n bom met iewers getref, dit verander net in poeier. Jy daarmee heen sou wees, wat sou jy doen, is julle almal gereed om te gaan, God sê nou dame, God sê nou meneer, dis reg, God sê nou, ja, julle familie wat kom, dis goed. Kom dis reg, God sê nou dame, kom nou reguit af na die altaar. Luister, dis die dapperste ding wat jy ooit gedoen het, was om na Christus toe te kom. As jy nie seker is jy's reg met God nie, moenie te lank wag nie. Daar gaan 'n opstanding wees een van hierdie dae en Jesus kom. Jy sê ek hoor dit al vir 'n lang tyd, Broer Branham. Maar hierdie mag die laaste keer wees wat jy dit ooit sal hoor. En nou hierdie mag die einde van die tyd wees vir julle vanaand. Julle mag nooit 'n geleentheid hê nie. Voor die oggend mag jy teen 'n doodskussing druk en die are afkoel in jou arms. Kom, dis reg, dis reg. Kom reguit uit, dis goed. Julle sê Broer Branham, jy maak die mense bang. Nee, ek doen dit nie, ek vertel julle die waarheid. Jy moet God ontmoet. Jy gaan hom of hier ontmoet of hom ontmoet by die oordeel in sy toren. Ontmoet jy hom hier terwyl hy vir jou pleit, jy hom dan ontmoet, is hy jou regter, nou is hy jou verlosser. Sal julle nie kom terwyl ons nog een vers sing nie? En julle wat kerklidmate, ons vra julle nie om by die Angelus tempel aan te sluit nie. Ons sou julle graag hier wil hê, dis waar genoeg. Ons het wonderlike kerkmense hier en goeie pastore en so voort, 'n mooi gebou. En dis net 'n wonderlike kerk, ons sou julle graag hier wil hê, maar as jy nie wil, as jy wil teruggaan na jou eie kerk toe, ons wil nie hê jy moet jou kerk verlaat nie. Ons wil net hê jy moet kom en seker wees dat jy reg is met God. Sien, dis die ding wat ons probeer doen, is vir jou om reg te wees. Hier kom en is nou dat wanneer ons nie meer kerk kan speel nie, dis God wat in die kerk werk, ons moet dit hê. As jou siel dors na iets en jy dit probeer bevredig met 'n geloofsbelydenis, dit probeer bevredig met iets anders, los dit vanavond, kom hier en toe sal jy nie kom nie. Kom nou af terwyl ons weer sing. Goed, almal saam. A nobler, sweeter song I'll sing that. Won't you come out? Come right on now, I invite you. Nee, nou kom reguit aan nou, ek nooi julle uit. Onthou, die volgende keer wat julle my stem hoor, mag by die oordeel wees. Onthou, ek het vir julle Jesus aangebied. If you wonder how these things are done, as julle wonder hoe hierdie dinge gedoen word, die uitleg van die Gees, hoe dit Gees onderskei, kom aan, kom nou in God in, vul jou hart daarmee.
Hoeveel hier binne wil 'n toewyding aan God maak? Steek jou hand op, sê ek sal net graag 'n bietjie nader aan God wil kom. Nou kom julle af, kom reguit af, almal van julle wat julle self wil hertoewy. Om God se gees in julle lewe meer groter te voel. Miskien soek jy die Heilige Gees, jy het al reeds gekom in jou geloof bely, maar jy wil die Heilige Gees ontvang, wil jouself hertoewy. We're wanting a revival to continue on. Come right on down now, will you? Come right down around the front. Ons wil hê herlewing moet voortgaan. Kom reguit af nou, sal julle kom reguit af om die voorkant hier, dis goed, o, dis goed. Kom van oral af, jonk en oud, beweeg reguit af. Radioland, you should be here to look at this. Just people coming down every aisle. Radioland nou, julle behoort hier te wees om hier na te kyk, net mense wat in elke paadjie afkom, kyk na die opregte party wat huil. O, hierdie is waarvan ek hou. Om mense te sien kom om my Here te aanbid, mense te sien mans en vroue wat dors na geregtigheid. Salig is julle wanneer julle honger en dors na geregtigheid, want julle sal gevul word. Daar is die fontein gevul met bloed, net nou. As jy nie is net waar jy behoort te wees nie, jou Pinkster, Baptist, Presbyterian, Methodist, wat jy ook al is, kom net nou, sal jy nie, dis reg, kom saam met die res van hulle. Jy sal nie alleen wees nie. Daar's net nou oral op en afgevul hier rondom die altaar is vol en die sitplekke rondom is vol en hulle kom nog steeds af. Hou net aan, kom, hou reguit aan met afkom. Moenie dat die honde van die hel julle kosbare lewe tap nie. As jy ver genoeg sou wegruk om van hom af weg te kom, sal hy jou weer inhaal. Moenie dat hy dit doen nie, daar die ou giftige tande in jou. Vind die water van die lewe. Jesus is daar die water van die lewe. Kom reguit af, dis reg. Laat al die persoonlike werkers reg rondom hierdie mense kom. Elkeen hier binne wat 'n persoonlike werker is, kom reguit rondom hierdie mense nou. Ons gaan gebed hê. Dis goed, kom net nader. Now my friend, I want to tell you something. You here in the visible audience and you in Radioland. Nou my vriend, ek wil vir u iets vertel. Julle hier in die sigbare gehoor en julle in Radioland. Hierdie is een van die grootste tye van my lewe. Die res van julle mag sit per oomblik as julle wil. Toe ek net 'n jong prediker was daar 'n jong dame wat my gevra het of ek saam met haar na 'n dans toe sou gaan. Sy was 'n prediker se suster. Ek het vir haar gesê nee. Sy het gesê jy drink nie, jy rook nie, jy gaan nie na danse toe nie. Waar het jy enige plesier? Ek het 'n tentdiens gehou. Die volgende aand was daar 'n altaar oproep omtrent soos hierdie mense wat vergader het. Ek het vir haar bedye. Sy het opgekom na waar ek was. Ek het gesê suster, hierdie is 'n groter plesier vir my as al die dinge van die wêreld. Is om sondaars te sien kom, kniel, buig, hulle lewe toewy aan God. Diepe toewyding, dis wat ek graag wil sien. Gee julle lewens oor. Vir elkeen van julle hier by die altaar, julle is in buite in Radioland, buig julle nou ook vir gebed. Daar mag dalk nie 'n persoonlike werker daar buite in Radioland wees nie. Daar is 'n Heilige Gees daar. Hy is die een om jou te lei. Nou elkeen bid op julle eie manier, bely julle foute en vra God om julle genadig te wees, en hy sal dit beslis doen. Nou met julle hoofde gebuig oral gaan ek vir Broer Daffield vra om hier na toe te loop. En die gebed vir julle te vra in Radioland en vir julle hier by die altaar. God seën julle nou. Terwyl almal julle hoofde buig, en laat ons almal bid vir hierdie mense wat by die altaar is, terwyl ons hoofde gebuig het oral. Wees gereed in Radioland om Christus te aanvaar terwyl ons broer ons in gebed lei.